Herstelde huweliksgetuienis. Astrid, hoe het jou herstelreis begin? Eerstens wil ek sê dat my hele getuienis tot eer en verheerliking van die Here is. Sonder hom, sy ontsaglike liefde en genade, sou niks hiervan moontlik wees nie. Dit het begin toe ek jong getroud is. Ek was baie onvolwasse, met min begrip van wat die huwelik werklik beteken. Ek het net aan die troue gedink, sonder enige begrip van wat dit beteken om 'n wyse vrou te wees. Soos jy kan dink, het ek en Johan baie beklei oor klein goedjies. Ek het nie geweet hoe om stil te bly nie. Ek het nie geweet hoe om vriendelik te praat nie. Ek wou altyd reg wees in enige argument. Die rusies was verskriklik. En elke keer as ek my mond oopgemaak het ek al Johan se foute uitgewys, terwyl ek blind was vir my eie foute. Buiten dat ek twisgierig was, het ek nooit vreugde gevind daarin om na ons huis om te sien nie. Om 'n vrou van God te wees wat haar huis bou, om vir ander om te gee, of selfs om 'n ma te word nie. Ek was soos elke ander vrou in hierdie gevalle wêreld waarin ons leef. Johan het altyd daaroor gekla, maar ek het geweet ek is reg en het gesê dat ek nie sy werknemer is nie. Wel, tyd het verbygegaan en ons het nader aan ons tweede huweliksherdenking gekom. As gevolg van mislukte voorbehoeding. Dit was voordat ek 'n wyse vrou, hoofstuk 12, die vrug van die moederskoot gelees het ons 'n seun gehad. En toe ons seentjie 1 jaar oud was, tydens een van ons ewige argumente, het ek vir myself en vir God begin sê dat ek nie meer die huwelik kan hanteer nie. Ek het nie geweet wat anders om te doen nie. Ek wou Johan nie meer in my lewe hê nie. En ek het verlore gevoel. 'n Paar dae later het dinge begin gebeur wat ek gedink het tekens was dat God vir my wys ons moet skei. Ek het nie geweet dat God nooit wil hê 'n huwelik moet verbreek word nie. Dat God egskeiding haat. En dat dit nie sy wil was nie, maar myne. 'n Paar weke later het ek, wat reeds baie koud en afstandelik teenoor Johan was, gevra om die huis te verlaat. Dit was nie wat hy wou hê nie, maar hy het uitgetrek. Hy het my verskeie kere gevra om weer te dink, om weer te probeer, en gesê dat die huwelik vir altyd is en dat hy my liefhet. Maar ek was heeltemal verblind deur sonde en 'n verharde hart en wou nie luister nie. Ek dink dit was omtrent 3 maande later dat Johan regtig wou terugkom. Ek het vir hom laat verstaan dat daar nie 'n manier was nie. Ek het aansoek gedoen vir egskeiding. Die prokureur het dit egter onvolledig ingestuur. En ons moes dit oordoen. Toe ons die dokumente weer moes optrek, het ek dit in my motor gelos en nie die deur behoorlik toegemaak toe ek by die huis kom nie. Toe reën dit en al die dokumente het nat geword. Daarna het ek dit heeltyd uitgestel. En dank God, hierdie egskeiding het nooit gebeur nie. Eer aan God. Hy was reeds besig om in ons lewens te werk. Na 'n jaar van skeiding, met een mislukte egskeidingspoging na die ander, het my ouma my gevra om haar kerk toe te neem. Terwyl ek daar in die kerk gesit het ek vir God gesê ek voel verlore. Ek het hom gevra om sy wil in my lewe te doen en dat ek my lewe in sy hande oorgee. Skielik het ek daarna verlang om my huwelik terug te kry. Ek het nooit gedink dit sou met my gebeur nie. Om alles anders te wil doen. Ek wou regtig weer saamwoon en met vreugde na ons huis omsien. Ek het na my seentjie gekyk en gehuil omdat ek ons gesin amper vernietig het. Hoe blind was ek? Daarom het ek gedink dat wanneer ek met Johan gaan praat, hy sou wou terugkom sodat ons gesin kon herbou. Toe ek vir Johan sê dat ek met hom wou praat, het hy soos 'n ander mens gelyk. Uiters koud. Hy het gesê hy wil niks meer met my te doen hê nie. Dat dinge verander het. Dat hy lank daaroor gedink het. En dat hy sy lewe geniet en nou vrede het wat hy nie wil verloor nie. Ek het bang geword. Ek het altyd gedink dat as ek hom ooit terug wou hê, hy daar sou wees. In woede het ek begin aandring. Om wreed genoem.
Hom probeer oortuig om saam met my kerk toe te gaan en vir hom skrifgedeeltes gestuur, maar niks het gewerk nie. Inteendeel. Hy het al hoe meer afstandelik en heeltemal onverskillig geword. Selfs meer vasbeslote in sy besluit. Hy het gesê daar is niemand anders nie. Hy wil net nie terugkom nie. Hy kon homself nie meer saam met my sien nie. Eendag het ek 'n gesprek met 'n vriendin op sy selfoon gesien. Ek het gevra met wie hy praat. En hy was baie kwaad dat ek aan sy foon geraak het en het gesê ek het nie verander soos ek beweer het nie. Ons het weer beklei. En hy het nog verder van my af beweeg. As dit moontlik was. Hoe het God jou situasie verander? Toe jy hom met jou hele hart begin soek het. Ek het vir Johan 'n boodskap gestuur om verskoning te vra. Maar sy antwoord was koud. Ek het aanhou redes soek om met hom te praat. Ek het met 'n man van my kerk gaan praat. En hy het saam met my gebid. My gekalmeer en my aangemoedig om nie moed op te gee nie. Ek het gesê dat God my huwelik sou herstel. Ek het standvastig in gebed gebly. Ek het baie keer by die Here se voete gehuil. Met elke traan en elke gebed het ek gevoel hoe ek verander en hoe ek nader aan God kom. Ek het deur 'n ware bekering gegaan en ek wou bo alles God se wil doen. Sy woord volg. Nader aan hom leef en doen wat hom behaag. Ek het as mens verander. Nie net in my huwelik nie, maar ook in ander verhoudings en situasies. Ek het God gedank vir die geleentheid om 'n nuwe vrou te word. Vir sy genade. Dat hy my geroep het om naby hom te wees. Selfs nadat ek soveel gesondig het. Ek het hom bly dank vir sy werk in my. Al was my huwelik nog nie herstel nie. Ek was besig om 'n nuwe vrou te word. Dinge het uiteindelik begin verander toe ek en Johan 'n vakansie gereël het. Elke jaar reis hy na 'n ander land om by sy familie te wees. En hy wou hê ons seun moes saamgaan. Omdat ons seun nog klein was, kon hy nie lank alleen daar bly nie. Daarom het my man voorgestel dat ek saamgaan. Ek was bly en het ingestem. Die ou ek sou probeer inmeng het eerder as om te glimlag en saam te stem omdat ek die Here vertrou het. Ek het gedink dis wanneer ons herstel sou plaasvind en ons as 'n paartjie sou terugkeer. Hoe verkeerd was ek nie? Ek het 'n paar keer baie gefrustreerd geraak. Maar ek het vinnig teruggedraai na God. Wetende dat sy planne beter is as myne. Astrid. Watter beginsels uit God se woord? Of deur ons hulpbronne? Het die Here jou tydens hierdie beproewing geleer? Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet en volgens sy voorneme geroep is. Dit is belangrik om te laat gaan en 'n sagmoedige en stille gees te hê. Astrid. Wat was die moeilikste tye waardeur God jou gehelp het? Die vakansie het 'n maand en 'n half geduur en dit was soms baie moeilik. Dit was heeltemal anders as wat ek gedink het dit sou wees. Johan het heeltemal koud, afstandelik en onverskillig teenoor my gebly. Hy het absoluut geen begeerte getoon om terug te keer na ons huwelik of selfs die geringste belangstelling in my getoon nie. Ek het baie sleg en verwerp gevoel omdat ons almal saam in 'n baie beperkte ruimte by sy familie was. Baie keer het hy my daar gelos saam met ons seun en uitgegaan saam met vriende of na ander dorpe gegaan. Ek was net daar as 'n oppasser vir sy seun. Soms het ek wanhoopig gevoel, maar ek het geweet God gebruik hierdie tyd om my nederig te maak. Ek was trots en selfsugtig en God moes my heeltemal breek sodat ek nooit weer sou teruggaan na die persoon wat ek was nie. Ek het begin dink dit is onmoontlik. Dat God dalk nie my huwelik wil herstel nie. Ek het die Here gevra om my te ondersteun. Want ek kon dit nie meer hanteer nie. Elke keer wanneer ek dit gesê het, na baie gehuil en gesprekke met God, het ek vernuwe gevoel en die krag gekry om aan te gaan. Totdat ek eendag herstelde huwelike op die internet gesoek het en herstelbediening internasionaal gevind het. Dit was presies wat ek nodig gehad het. Ek het die boek Hoe God jou huwelik kan en sal herstel afgelaai en begin lees. Alles het in plek begin val. Ek was reeds spyt oor ons uitmekaar was. Maar nadat ek die boek begin lees het ek al my foute in die huwelik begin verstaan. Ek was skaam omdat ek twisgierig, ondraaglik en ongehoorsaam was.
Ek het ook probeer om my eie huwelik te herstel in plaas daarvan om dit in God se hande te los. Astrid, wat was die keerpunt van jou herstel? Toe ek my foute en die beginsel van 'n sagmoedige en stille gees wat kosbaar in die oë van God is begin verstaan het. Om te laat gaan en 'n verhouding met die Here as sy bruid te vind, het my nog meer verander. Die situasie het dieselfde gelyk, maar ek het baie vrede, geloof en sekerheid begin ervaar terwyl ek die boek gelees het. Ek het geglo dit sou gebeur op God se tyd en dat hy wel beplan het om my huwelik te herstel. Dit was net my taak om gehoorsaam te wees, te wag en om toe te laat om my volkome te verander. Ek kon niks afdwing of self probeer regmaak nie, selfs nie die veranderinge in myself wat ek geweet het nodig was nie. Toe ek 'n wyse vrou boek gevind het ek begin om my lewe en gedagtes op sy woord te herbou. Toe ek my gebede begin kombineer met die beginsels wat ek geleer het dinge begin verander. Astrid, vertel ons hoe dit gebeur het. Het jou man net by die voordeur ingestap? Het jy vermoed of gevoel dat jy naby herstel was? Terwyl ons nog op vakansie was. Na meer as 'n maand weg van die huis. Was Johan uit en ek was by die huis besig om die Bybel te lees. Lesse te bestudeer en my hart uit te stort in my joernale. Johan het my gebel en gevra of ek saam met hom wil uitgaan. Ek was bang. Ek het soveel vrede gehad dat ek nie verwag het dit sou gebeur nie. Ek het ingestem en hy het my kom haal en ons het uitgegaan. Daar het hy vir my gesê dat hy weer wil probeer. Dat hy nou 'n nuwe lewe saam met my kan voorstel. Hy het voorgestel dat ons steeds nie saam woon nie. En ek het ingestem en gesê dat ek saamstem omdat ek nog nie gereed is nie. Toe ons terugkeer na sy ouers se huis, het ons hande vasgehou. Ek was baie gelukkig. In die dae daarna het hy egter weer koud en afstandelik gebly. Ek kon nie verstaan waarom nie. Dit het my seer gemaak. Maar ek wou nie ondankbaar wees nie. Nie teenoor hom nie, maar veral nie teenoor die Here nie. Daarom het ek aangehou om die Here te dank en te prys. Wetende dat daar 'n rede was waarom hy weer terugval in sy ou gevoelens teenoor my. Toe ons van die vakansie terugkom, het ons weer gepraat. En toe het hy my vertel dat hy regtig uit sy hart weer wou probeer. Maar dat hy nie daarin kon slaag om weer soos voorheen te voel nie. Ten spyte daarvan dat hy sy gesin terug wou hê, kon hy nie gevoelens vir my ervaar soos hy gedink het hy sou nie. En soos hy regtig wou nie. Ek was baie hartseer daaroor. Maar ek het aangehou om God te dank en om te vra om my man se hart na hom toe te draai en dan na my toe. Toe het hy voorgestel dat ek by hom kom woon en ek het. Ons seun was so gelukkig. En ek het begin toepas hoe ek wou hê ons huis gebou moet wees. Om vir ons huis te sorg het my se vervuld laat voel. Ek het die raad in die werkers by die huisboek gevolg en goed geword daarin om 'n huisvrou te wees. Ver verwyderd van die vrou wat haar eie huis afgebreek het. Ek het niks afgedwing nie. Niks geëis nie. Ek het aangehou om tyd alleen saam met die Here. My eerste liefde deur te bring. Ons het 'n bietjie soos vreemdelinge in dieselfde huis gewoon. Maar ten spyte van 'n paar hartseer oomblikke was ek in vrede. Om God te dank en te prys het iets geword wat ek heeltyd gedoen het. Ek het geweet dit was die begin van herstel. As ek terugkyk, na 3 maande van gebed vir herstel, het ons reeds daar aangekom. Ons was herstel. Dit het net nie gelyk soos ek dit voorgestel het nie. Tog was ek dankbaar en ek het my nog meer verheug. Toe 'n paar dae later, het daar 'n krisis in Johan se lewe ontstaan. En hy het nader aan my begin beweeg vir ondersteuning. Hy het liefdevol begin raak. Die Sondag het hy gevra of ek saam kerk toe wil gaan. Daar was 'n gebedsgroep by die kerk waarheen hy my geneem het. En hy het gevra of ek wil saamgaan. Toe ons instap, het 'n man na ons toe gekom om vir ons te bid. Na die gebed het hy gesê: God sê julle huwelik is reeds herstel. Julle krisis is verby. Van daardie dag af. En dit sal hierdie naweek 3 maande wees. Het alles verander. Hy is 'n ander mens en ons is baie meer geestelik betrokke by ons nuwe kerk. Hy het gesê dat hy my van daardie dag af weer as sy vrou sien en as iemand wat hom aanvul.
Ek weet ons is nog steeds op ons herstelreis en ons moet altyd in gebed, lofprysing en danksegging bly. Want die Here moet nog baie werk in ons albei doen. Maar hierdie keer word ons huis gebou op die rots van sy woord. En God is die middelpunt van ons huwelik. God is volmaak, my susters. Sy tydsberekening is volmaak. En sy werke is ook volmaak. Dit het vir my onmoontlik gelyk. En dit was regtig. Maar by God is niks onmoontlik nie. En hy het my hierdie wonderwerk gegee, al het ek dit nie verdien nie. Astrid, watter bemoediging wil jy graag vir vroue laat ter afsluiting? Bly standvastig in die Here. Stel hom eerste. Kyk na die Here en nie na die omstandighede nie. As ek na die omstandighede gekyk het, sou ek moed opgegee het, want alles het gelyk asof dit in die teenoorgestelde rigting beweeg, ver weg van herstel. Maar ons God doen wonderwerke wanneer ons alles in sy hande plaas en vertrou. Mag die vrede van God in julle harte heers.